As 'n mens in die stad Efese rondloop, dan kom 'n mens agter hoeveel verskillende godsdienste daar was. Oralster is daar beelde van afgode. Daar is die geskiedenisse van verskillende mense, want Efese was 'n handelsstad. Dit was teen die see en dit was die einde van die baie bekende syroete. So al die handel wat uit die middel van Asië af en baie plekke gekom het, het geëindig in Efese. Hulle reken met daai amfitheater wat daar was, omtrent seker so 25 na 30.000 mense kon in daai amfitheater sit. Is 'n goeie aanduiding dat die stad omtrent 250-300.000 mense was. Een van die grootste stede in die antieke tyd. En in die stad van Efese was daar die baie bekende tempel, die baie bekende beeld van Artemis, die vroulike afgod wat hulle gedien het. En 99,9% van mense in Efese het aan haar vasgehou en haar geglo en haar aanbid en haar geëer vir fertiliteit en so. En Paulus kom in hierdie konteks in en hy maak tente. Hy sit daar in die mark, die Angora, en dan maak hy tente en werk homself dood. En dan is hy 'n breek het vir middagete of hy die son sak en dit raak te donker want daar's nie ligte nie. Dan het hy gesprekke met mense oor wie Jesus is. En dan later dan skryf Paulus vir die mense daar in Efese, die klompie gelowiges wat begin het om Jesus te volg. En dan sê Paulus vir hulle, hoorie nee, ek bid vir julle een ding. Mag julle besef hoe wyd en hoog en diep en ver die liefde van Jesus is. Dis vir my so mooi nie, want ons as Christene, ons reageer op vreemde goed altyd met vrees, nie? As jy ander gelowiges oor jou pad kom, of as daar ander goed oor jou pad is wat vir jou vreemd is, dan's Christene altyd hierdie mense wat sê, o nee, jy kyk al die afgodsbeelde, o kyk hierdie ouens wat van Persië afkom, en Sirië, en al die plekke, o jene, ons moet bang wees, want net nou gebeur daar iets met my. Dalk is daar nou 'n binding op my lewe, of dalk is daar nou iets demonies hier in my huis. O, ek moet al hierdie goed net salf, en ek weet nie wat alles nie. Wat doen Paulus? Paulus bly daar in Efese, tussen al hierdie goed, met al hierdie mense, hy maak vriende. Hy maak soveel vriende dat mense hom op 'n stadium daar beskerm, as die hele stad teen hom in opstand kom, oor hy gesê het, nee, kom ek vertel julle eerder van Jesus. Julle dink nou Artemis, maar Artemis is eintlik 'n dooie godsbeeld. Ek sê julle van 'n lewende God vertel. Dis hoe Paulus werk met kontekste waar daar ander goed oor ons pad kom. En dan skryf hy vir hulle, nie uit vrees uit nie, hy skryf vir hulle uit liefde uit. Hy sê, kom ek vertel jou nie, Jesus is so lief vir al hierdie mense. Julle moet net eintlik vir Jesus na hierdie mense toe vat, sodat hulle kan agterkom hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van die Here is vir hulle almal. Jode, nie Jode, almal van hulle. En mag ons net die heeltyd vir hulle van Jesus se liefde oortuig, wat vir hulle aan 'n kruis gesterf het en hulle gered het, sodat daar opstanding en oorwinning oor alles in hulle lewe kan wees. Want niks, skryf hy in Romeine, kan jou van die liefde van Jesus skei nie. Niks nie. Nie 'n afgodsbeeld nie, nie 'n vreemde ou van 'n ander land nie, nie 'n ander geloof nie, niks nie. Liefde. So mag jy ophou om so bang te wees as jy 'n Christen is. Mag jy ophou om die bobbejaan agter die berg te gaan al die hele liewe tyd met alles in jou lewe en fokus op die liefde van Jesus vir alle mense. En mag jy self in jou eie lewe dit besef, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Jesus Christus is.